'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ek was in die ou SAW. Ek het my diensplig gedoen. Ek het 3 maande na my diensplig het ek besluit ek gaan staan om my gaan sluit. En ek het nou gelukkig die kering geslag. En ek het my opleiding begin in Oudtshoorn. En toe het ek in die SAW gedien vir 21 jaar. Gevorder tot 'n volkolonel, aan baie operasies deelgeneem. Ongelooflike tyd in my lewe. Daar was uit die aard van die saak hoogtepunte, daar was laagtepunte gewees. Ek het die voorreg gehad om 'n bevelvoerder te wees van 2 instansies. Die een was Sewe-Saai op Phalaborwa, 7 Suid-Afrikaanse Infanterie Bataljon, wat 'n opleidingseenheid was. Ons het so 2500 dienspligtiges 'n jaar ingekry wat ons vir 'n jaar opgelei het en dan het hulle vir hulle tweede jaar as hulle operasioneel ontplooi. Dit was 'n besondere aangename tyd in my lewe, maar ou kan jouself indink in die logistiek en die beplanning om daai ouens deur die pipeline te vat. Toe ek leer college toe om my stafkursus te gaan doen. Ek het my stafkursus gelukkig suksesvol voltooi. En toe het hulle my agtergehou by die leer college as 'n deel van die kontrolestaf, tipe van as instrukteur of dosent by die senior bevel en stafkursus vir 3 jaar. En toe ek bevorder na 'n volkolonel toe en ek is groep 39. Groep 39, toe ek bevorder is en verplaas is, toe ek ingeroep na hoof van die leer toe. Saam met my bevelvoerder wat ek in die Oos-Kaap sou gehad het, Brigadier Slabbert. En hulle het ons voorgelig dat ek moet my bevelvoerderskap oordra aan my tweede in bevel in Queenstown. Ek moet kyk na die stabiliteit in die Transkei en die Ciskei voor, tydens en na die eerste demokratiese verkiesing. Nou in hierdie prentjie wat ek nou geskets het van waar ek my diensplig begin het, toe ek my diensplig gedoen het, was daar nie 'n bosoorlog nie. Dit was 'n 9 maande opleiding en jy het huis toe gegaan. Ek dink dis hoekom ek uiteindelik besluit het om STANAG aan te sluit. Dit was nie 'n Rubicon nie, dit was net 'n besluit. Ek was klaar in uniform, ek het gegaan. Ek het deur al my kursusse gegaan, ek het aan baie operasies deelgeneem. Voor ek Sewe-Saai toe is, was ek 3 jaar gestasioneer op Ruacana. Ruacana is 3 kilometer van die Angola grens af. Ruacana het die hidroelektriese skema in die Kunene rivier en die Kunene is die grens. So dit was 'n sleutelpunt in die ou Suidwes-Afrika was dit 'n nasionale sleutelpunt. En daai nasionale sleutelpunt was opgepas deur die SAW. Later met die stigting van Suidwes-Afrika gebiedsmagte, die gebiedsmagte die beskermingsrol oorgevat van die hidroelektriese skema. So my basis was langs die lughawe by Ruacana gewees. Ek is daar aangestel as 'n vegspan bevelvoerder. Nou vegspan is maar net 'n terminologie van 'n sekere hoeveelheid soldate en van watter leer afdelings hulle kom. So ek het 'n redelike stewige vegspan gehad in Ruacana wat ingesluit het 2 infanterie kompanies, artillerie, nog die ou 140 mm kanonne, dis voor die G5 nog aangewend was in Angola. Ek het panser gehad wat onder my bevel was. Ek het 120 mm mortiere gehad wat normaalweg ingespring het in die kontaksituasie. En daarvan af het ons baie operasies gedoen. Tot diep in Angola. Goeie verhale, negatiewe verhale. 'n Mens hoef nie daaroor uit te brei nie. Daar is maar in 'n oorlogssituasie mense wat seer kry, mense wat doodgaan. Ek is besonder bevoorreg om te sê dat ek het nie een lid gelos in Angola of verloor nie. Hier en daar het 'n ou so ligte wond opgedoen, maar dit was die ernstigste geweest. En ons het baie goeie operasies gevoer. Groot operasies, klein operasies.
Daar's ook 'n menslike faktor in operasies. Dit wat ons gedoen het, het ons in geglo. Ek meen, dit was absoluut, daar was geen twyfel aan ons geloof in dit wat ons gedoen het nie. Om teen 'n guerrillamag te beklei het baie negatiewe elemente. As die guerrillagroepe in klein groepies beweeg, het hulle altyd hulle tydelike basisse langs 'n plattelandse nedersetting, 'n village in Angola, want waar die plaaslike bevolking in die platteland bly, is daar water. So as die terroris sy tydelike basis langs hulle neersit, het hy water. Hy het kos. Hy vat eenvoudig die kos wat die plaaslike bevolking het. Hy vat hoenders, hy vat bokke, hy vat te bees. En die kinders van daai plaaslike bevolking was altyd die runners, as ek dit so kan uitdruk, vir die terroriste, wat vir hulle water aangedra het en dit vir hulle gedoen het. En as jy in die oggend vroege aanval op hierdie basis gedoen het, was daar ongelukkig van die kinders partykeer binne in die basis gewees. Ek het een keer die baie onsmaklike situasie gehad om 'n dooie kind terug te vat na sy ouers toe, wat per toeval in die basis was. Nou dit bly lank by 'n ou. Die kind is onskuldig in die proses, was op die verkeerde tyd op die verkeerde plek gewees. Maar dit is maar hoe die bevolking in Angola misbruik was deur SWAPO. Dit is maar net eenvoudig hoe dit gewerk het. En gewoonlik waar jy jou groter groeperinge SWAPO gekry het, was hulle ondersteun deur die regeringstroepe. Hulle het binne in 'n basis van die regeringstroepe gebly waar logisties na hulle gekyk was. So as jy teen hulle opgetree het, was dit weer 'n perd van 'n ander kleur. Dit was 'n oorhoofse operasie gewees. Ek het 'n tipe van 'n operasie geïmplementeer waaroor ek een keer ernstige pak slaag gekry het. Want daar is nie 'n doktrine daarvoor nie, wat ek klein groepies langs mekaar ontplooi het in 'n gebied gevee het, tot ons 'n teken gekry het van 'n groot magsbasis wat ontplooi is, gemeng SWAPO en FAPLA. En dan het ek van agteraf met my takhake al hoe nader beweeg en dan met die kanonne in die goed ingeklim. En my ouens wat daarvoor is, het vir my baie akkurate ruitverwysings en vuurleidingsbevele gegee. En ons het groot suksesse met daai ding gehad. Eendag het generaal Meyering, hy was toe die bevelvoerende generaal van Swagebietsmagte. Hy en oorlede generaal Ferreira, Dion Ferreira, wat by 3-2 bataljoene bevelvoerder was. En op daai stadium was generaal Ferreira die senior stafoffisier operasies in Windhoek onder generaal Meyering. Nou met een so 'n operasie het generaal Meyering en Dion Ferreira ingevlieg met 'n helikopter toe. Ons het 'n baie groot sukses daai oggend gehad. Ons het daai FAPLA basis regtig seer gemaak. En toe die chopper, hulle het net vir my gesê ek moet 'n helikopterlandingsstrook voorberei wat ek gedoen het, en toe die Puma land toe klim generaal Meyering, het ek het nogal 'n skok gekry. Ek het hom nie verwag nie. En hy het 2 yskoue biere uitgeklim en vir my een gegee en vir my gesê, "O Wessie, julle het mooi gemaak." Toe sê ek, "Nee, dankie generaal, ek is bly as jy so dink." So, daar was 'n totale kommitment gewees. Ons het ons ding gedoen, ons het daaraan geglo. Ek is van Ruacana af verplaas 7 saai toe op Alaborwa. Ek is verplaas as die tweede in bevel en begin 1984 en toe het ek die bevelvoerder geword van 7 SAE. Soos ek genoem het, 'n besondere eenheid om in te gedien het. 7 SAE het ook 3 jaar na mekaar 'n 7 SAE toegewys of aangewys as die beste infanterie of die beste leereenheid in die SA leer. En hulle noem dit 'n soort van 'n Grand Prix toekenning wat daar nou 'n gala aand is en die toekenning nou in die eenheid oorhandig word en daai tipe van goed. Besondere prestasie. En soos ek genoem het, is ek toe van 7 af is ek leer college toe, my stafkursus gedoen. 7 SAE was 'n ander prentjie. Ek kom uit die operasionele omgewing uit en nou beweeg ek in die opleidingsomgewing. Maar ek het nog steeds die voorreg gehad terwyl ek in 7 SAE was
het hulle my opgeroep aan onder 'n andere operasie Hooper te gaan deelneem as die SON operasies. Hulle het my ook opgeroep om te gaan deelneem aan die gesamentlike militêre moniteringskommissie tussen die 3 partye op daai stadium wat onderhandel het vir die vrede in Suidwes wat toe Namibië geword het. Nou die onderhandelingsgroep het bestaan uit 6 Suid-Afrikaners, 6 Angolese en 6 Kubane. Nou die 6 Angolese het amper nooit iets gesê nie. Hulle was sterk onder die invloed van die Kubane gewees. Die Kubaanse kolonel was 'n Frederik Perez met 'n omlaut op die E. Jy spreek hom baie snaaks uit. Nou ek en die Kubaanse kolonel het groot maats geword. Jy weet, ek het daar nog steeds in die SLV het ek ewe skielik 'n totale ander prentjie gekry. Ek het die vyand begin sien as die mens. Dis net 'n ander mens in 'n ander uniform met 'n ander ideologie. En hy glo net so in wat hy doen as wat ek glo wat ek kan doen. En met die onderhandelings jy kon nie bekostig om in die onderhandelings in 'n stemposisie in te gaan. Hulle was 12, ons was 6. So jy moes die hele tyd by oplossings kom wat vir almal aanvaarbaar was. En dit het gewerk. Daai strategie het gewerk. Ons het een keer 'n week 'n groot konferensie gehad. Ons het 'n pragtige tentbasis gestig by die hidroelektriese skema by die watervalle op Ruacana. So as ons die gasheer was, het ons die vergadering daar gehou. Hulle het verskeie plekke gehad waarna toe ons gegaan het in Angola as dit hulle beurt was. Hulle het ons nooit na 'n basis of na dieselfde plek toe gevat. Elke keer as ons ingevlieg het, was dit was maar deel van hulle taktiek of iets gewees. Maar baie primitief. Ek meen teenoor wat ons vir hulle gebied het by die valle en dit wat hulle vir ons gebied het in Angola, daar's geen vergelyking nie. Daar moes ook 'n groot vertrouensposisie gevestig word, want hulle het nie vertrou wat ons sê nie. En ons het op die grens het ons toe begin om moniteringspunte te stig, om alle beweging oor die grens heen en weer te monitor. Nou by elke moniteringspunt aan die Angolese kant van die grens was daar 30 troepe ontplooi gewees met tentakkommodasie en voertuie en die 30 was verdeel in 15 Kubane en 15 Angolese. Ons kant van die grens het ons presisieselle gehad met 30 Suid-Afrikaanse soldate. En so het hulle gesamentlik nou alle beweging gemonitor oor die grens. Hulle het lank gevat om ons te vertrou. As gevolg van die Savimbi faktor. Hulle het die hele tyd gesê Savimbi gaan hulle skiet en Savimbi gaan hierdie punte aanval en Savimbi gaan hulle afskiet in die helikopters. So toe het ons uiteindelik 'n ooreenkoms bereik. As hulle na ons toe moet kom vir 'n vergadering, dan gaan laai ons helikopters, Suid-Afrikaanse lugmag, hulle op, want Savimbi sal nie hulle vliegtuie afskiet nie. Dan kom hulle na ons vergadering toe. En as ons na hulle vergadering toe gaan, dan stuur hulle helikopters om ons te kom haal en vlieg ons na hulle toe. So dis die tipe van goed wat 'n ou moes ooreenkom om vertroue te skep. Daar het 'n baie groot negatiewe insident plaasgevind tydens hierdie tyd. Die oggend voor die vergadering aan hulle kant het Savimbi se troepe een van hierdie punte aangeval aan die Angolese kant van die grens. En nou hulle het ons doodgeskiet. Die trok waar daar gestaan het hulle gesteel, geannexeer en met hom gery. Die ding het gaan staan sonder diesel, hulle het nie logistiek gehad nie, en toe hy gaan staan, toe blaas hulle die ding op, sit springstof op sy engine en blaas hom op. Nou toe ons die oggend daar aankom vir die vergadering, toe het hierdie nou laasnag gebeur. So dit was 'n stywe, dit het amper 'n skeuring in die samesprekings veroorsaak. Dit was per toeval 'n groot vergadering gewees en daar was 'n stappie hoër gesag as ons, wat saam met ons die dag gegaan het vir die vergadering. So hulle het die agenda gehad, hulle was die gasheere,
En daar het nie 'n vergadering plaasgevind nie. Hulle het net eenvoudig gewoon, hulle was woedend, hulle was uiters teleurgestel in wat gebeur het. Nou, Frederik het my gevat, hy het die vergadering vandag, toe sê hy vir my ek moet saam met hom loop, want ons het regtig vriende geraak. Toe loop ek en hy toe gaan sit ons daar langs die Kunene rivier. En toe haal hy 2 sigare uit sy sak uit. Toe sit ek en hy onder 'n boom en rook die 2 sig. Toe sê hy vir my, Wessie, what are we going to do about this? Nou, dis 'n moeilike vraag. Wat doen jy? Hoe gaan jy die vertroue herstel? Hulle glo, ons het geweet van Savimbi wat daai punt gaan aanval. Maar ons het nie. Dit was net, hulle was buite beheer, die ouens wat dit gedoen het. Hulle was Toe uiteindelik toe sê ek vir hom, ek stel voor, laat ek reël, laat ek en hy op die grens, op die kaplyn gaan sit tussen Angola en Suidwes-Afrika. En dat ons reël, laat een van Savimbi se generaals met ons kom praat op die kaplyn. Dan kan hulle met mekaar gesels en hulle kan bevestig, ons het niks daarvan geweet nie. Wat hulle toe op die einde van die dag gekoop het. Hy wou 'n Angolese Fapla offisier saamvat. Toe sê ek vir hom, Frederik, jy kan dit nie doen nie. As hulle 'n Fapla sien sit daar, dis oorlog. Toe uiteindelik het ons die dag ingevlieg met 'n Puma, hulle het ons op die kaplyn gaan aflaai met 2 stoeltjies. En daar het ek en hy sonder vuurwapens, niks. Net 'n bottel water elk gesit en dis die punt waar Savimbi se generaal met ons gekom praat het. Ons het lank gesit en wag, omtrent 2,5 ure. Niks het gebeur nie. Ek was op pad om die helikopter in te roep oor die radio om ons te kom haal. Toe hoor ek net hoe span die AK's aan die oorkant van die grens. Ja, ek was lanklaas in my lewe so bang gewees. Ons het niks en jy hoor net ewe skielik hoe span hierdie ouens hulle gewere. Uiteindelik toe kom maar ouetjie so die bos uitgeloop en hy kom vra my, wat soek ons daar? Dis nou so 'n bemesse manne. En ek vertel hom waaroor dit gaan. Ons het 'n afspraak met die generaal hierso oor die insident wat plaasgevind het, die plek wat hulle aangeval het daar. En hy sê vir my in Engels, het hy vir my gesê, the general is busy, you must wait. Wel, uiteindelik het die generaal uitgekom. Hy kom baie netjies, so soldaat, die generaalkie wat daar uitgekom het, maar baie netjies, valskermtroep. En ons verduidelik toe vir hom waaroor alles gegaan het, en toe sê hy vir Frederik, vir die Kubaanse kolonel, dat die nie swaar gebiedsmag of die Suid-Afrikaanse weermag het geweet van die aanval op die basis nie, ook nie hulle nie. Dis 'n klomp losbandige troepe van hulle wat hierdie plek aangeval het, en hulle moet net weet, ons moet weet, hulle het baie ernstig teenoor hierdie manne opgetree, en hulle sal alles in hulle vermoë doen, dat dit nie weer gebeur nie. Oké, toe het ons uiteindelik in die vliegtuig geklim en ons terug, en 2 dae later het ons met die vergadering aangegaan, so ons kon daai situasie beredder. Ek het die aand na die oefening op die kaplyn, het ek Frederik eintlik oor die grens gesmokkel, van Angola af, Ruacana basis toe, en hy het 'n braaivleis die aand saam met ons gehou, daar op Ruacana, en natuurlik was dit vir die manne 'n groot treat geweest, met die Kubaanse kolonel wat daar saam met hulle braai. Hy kon nie die fasiliteite glo wat ons het nie, die akkommodasie waar ons slaap, die menasies, die kos wat ons eet, en hy kon dit nie verstaan nie. Hulle speel 'n groot rol in die oorlog in Angola, maar hulle het nie naaste by daai fasiliteite wat ons gehad het nie. So dit was vir my 'n interessante deel om die mens te ontmoet, wat die vyand was. Toe kom die verkiesing en die vrede in Namibië, en dit word Namibië. Ons onttrek, ons kom terug Suid-Afrika toe, en ek is nog by Sewesaai. En toe ek by groep 39 aankom, toe is die verkiesing ernstig op die tafel. Die totale verandering in ons land, van die ou SAW
na die nuwe SANW. Bly ek en gaan ek na die nuwe Suid-Afrikaanse nasionale weermag toe of onttrek ek en ek soek 'n ander rigting. Dit was 'n groot besluit. Dit was 'n massiewe besluit. Dit was my Rubicon. Wat my gehelp het, dink ek, is die feit dat ek voor en net tydens die verkiesing en net na die verkiesing was ek betrokke in die Ciskei en die Transkei. En daar was 'n ongelooflike bydrae wat ons gelewer het vir die kalmte in daai twee plekke. Daar het baie negatiewe insidente plaasgevind, maar ons het dit beheer. Die president van die Ciskei, brigadier Oupa Golzo, ek het hom opgelei. Ek het hom goed geken. Hy het die skietery laat veroorsaak in Bishu, wat 'n groot negatiewe insident was. So Oupa Golzo was 'n bietjie buite beheer, maar hy het ten minste vir my onderhoude toegestaan en ek kon met hom praat. Hy wou nie luister nie. En ek was deel van die strukture wat Oupa Golzo en sy familie laat in aanhalingstekens verdwyn het. Ons het hom weggevat uit die stelsel uit. En hy het gaan doen wat hy ook al vandag doen. Ek weet nie wat hy doen nie. So ons het hom positief uitgehaal, hy is nie negatief uitgehaal nie. En dit het 'n totale kalmte gebring in die Ciskei. En daai tyd is die Ciskei toe oorgeplaas onder beheer van die groep hoofkwartier van die SAW in Oos-London. En hulle het toegekyk, dit was 'n kolonel Jock Harris. Hulle het toegekyk na die kalmte in die Ciskei. Generaal Holomisa het my nooit onderhoud toegestaan nie. Hy was 'n ander karakter. Ek dink ons het daai tyd het ons maar net gesê hy's 'n draadsitter. Vandag is hy ANC, môre ondersteun hy die ou Suid-Afrikaanse regering. So hy het nie afgeslaan, geen uitnodiging aanvaar nie. Ek het met die twee Matanzima broers, wat sy twee voorgangers was, het ek toegang gehad en hulle het vir my toegang gegee. En ek het maar met hulle bespreek hoe hulle die kalmte moet, hulle invloed gebruik om die kalmte in die Transkei te handhaaf. Op 'n stadium het minister Pik Botha aangekondig dat ons gaan die Transkei toemaak. Ons gaan 'n gordel om die Transkei sit en ek het die operasie uitgevoer. Ons het die Transkei toegemaak. Daar kon nie 'n voertuig ingaan nie, daar kon nie 'n voertuig uitkom nie. Daar kon nie 'n vliegtuig ingaan nie, daar kon nie 'n vliegtuig uitkom nie. Ons het totaal die Transkei toegemaak om die boodskap vir generaal Holomisa te gee. Luister na wat ons vir jou sê. Die operasie het groot sukses gehad. Soos ek sê, niks kon in en uitgaan in die Transkei nie. Na 2 weke is dit gelig, maar na 2 weke het ek samewerking gehad van die lugmag met die helikopters. Nou met hulle nuwe nagsig uitrusting het ons in die aand gevlieg. En as daar 'n voertuig beweeg het in die aand, het ons die troepe op die grond neergesit en ons die voertuig voorgekeer. Ons het ongelooflike hoeveelheid onwettige AK's en verskeie ander goed, landmyne, RPG's uitgehaal. En toe begin Holomisa luister en toe begin ons praat en toe dit beter gegaan, baie beter gegaan. So miskien het daai hele ding waaraan ek betrokke was my gehelp om die regte besluit te neem om die Rubicon te kruis en 'n bydrae te gaan lewer in hierdie proses waarmee ek klaar besig was met die integrasie van Umkhonto, van die weermagte van die Transkei, van die Ciskei in die ou SAW om die nuwe Suid-Afrikaanse weermag, nasionale weermag te vestig. En so ook die polisie. Die polisie het dit 'n bietjie moeiliker gehad as wat ons het gehad het. Die weermagte het makliker geïntegreer en daar was intensiewe opleiding gedoen en dit het eintlik goed gegaan. So op die einde van die dag het ek toe besluit, bly, maak jou bydrae. Kyk hoe gaan dit vorentoe. Die polisie in die Transkei wou nie integreer nie.
Hulle wou nie deel wees van die nuwe Suid-Afrikaanse polisiediens nie. 'n Klomp van hulle het een aand gaan inbreek in 'n wapenmagasyn, klomp wapens gesteel, ammunisie gesteel. En daar's 'n groot kruispunt in Umtata, net so buite die dorp, naby aan die ou Suid-Afrikaanse ambassade, waar hulle 'n informele padblokkade gehou het, die klomp polismanne, en baie groot probleme veroorsaak het. Voertuie gestop het, vrouens verkragt het, te kere gegaan het. En ek was ingeroep die aand Oos-London toe, ons het die brandweerstasie gebruik op die lughawe in Oos-London, om die operasie te beplan om in te gaan, want ek het gedink het gaan 'n SAP operasie wees, maar omdat dit toe in die Transkei was op daai stadium, het hulle my aangestel as die operasionele bevelvoerder, en ons het op daai stadium nie kaarte gehad van die Transkei nie. Ons het by 'n volstasie 'n padkaart gaan koop, en van daai padkaart af die operasie beplan in die Transkei, en ek het gelukkig die ambassade omgewing geken, want ek het baie soontoe gegaan. En toe die operasie goedgekeur word, toe ek die aanbieding doen, toe die operasie goedgekeur word, toe land daar 'n Learjet. En hy kom parkeer so reg voor die brandweerstasie en die deur maak oop en uitklim Madiba. Toe ontmoet ek Madiba vir die eerste keer in my lewe. Toe vra hy wie is in beheer van hierdie operasie wat ons nou gaan doen. Toe sê hulle dis ek. Toe sê hy vir my, "Colonel, explain to me what you're going to do." Toe verduidelik ek kom vinnig. Toe sê hy vir my, "Walk with me back to the aircraft." Toe ons so by die trappies kom van die vliegtuig, toe sê hy vir my, "Do what you have to do, sir. Please prevent unnecessary bloodshed." Toe sê ek vir hom, "I'll do my utmost. You can't promise that." En ons het die operasie gedoen, as toe maar nou ongevalle gewees in die operasie, want die ouens was redelik onder die invloed van alkohol gewees en nie besef wat as hulle 'n skoot aftrek na ons toe nie, gaan hulle baie skote terugkry nie. So ons het toe nou maar die ding uitgesorteer, en generaal Meyering het met die aand gebel in Umtata, toe sê hy vir my baie mooi, en daar's iemand wat met my wil praat, toe kom Madiba op die lyn, toe sê hy vir my, "Thank you for what you guys have done, well done. I think they will settle now." So dit was 'n baie spesiale ondervinding gewees om dit om te kan. En ek dink dit het my ook gesê, maar dis nie so sleg hierdie nie, man, is eintlik normaal, ons moet net aanvaar wat nou gaan gebeur, en ek het dit gedoen. Nou toe ek Pretoria toe gekom het, ek verplaas as die laaste pos waar ek was voordat ek die weermag verlaat het, is ek ingeroep Uniegebou toe, en vir die eerste keer het die president van Botswana Suid-Afrika kom besoek. En ek word toe aangestel as Madiba se persoon, toe sy die president. Ek word aangestel as sy persoonlike assistent tydens die besoek van die president van Botswana. Vreemd, baie vreemde gevoel. President van Botswana kom land op Waterkloof lughawe by die baie belangrike persone se die VIP afdeling, en ek het om die oggend voorgelig oor wat die prosedures en die goed is, want ek was nou deur die protokolman van die president voorberei. Wat vir my 'n goeie ondervinding was, dit was iets anders om te beleef, heeltemal iets anders. En toe nie baie lank daarna nie, toe kom die koningin van die Nederlande en sy kom besoek Suid-Afrika vir 'n week, en skielik word ek opgeroep Uniegebou toe, en die protokolman van die president vat my daar na die president se kantoor toe, en toe ek instap, toe stap Madiba na my toe. Dis maar hoe hy is 'n humble mens, en hy sê vir my, "How are you, Colonel?" En hy groet my en hy sê vir my, "You are Dutch, aren't you?" Ek sê, "No, sir, I'm not Dutch. I'm Afrikaner, I'm not Dutch." He said, "No, but you will be my personal assistant, we'll work around it." En toe was ek die hele week sy persoonlike assistent gewees,
En ek het die Vrydag aand, waar die afsluiting was van die koningin van die Nederlande se besoek, het ek die voorreg ook gehad om die staatsbanket by te woon, wat nou weer 'n nuwe ondervinding was. Heeltemal 'n ander ondervinding en hoe dit gedoen word. En so aan, en ja, dit was ietsie wat ek kon aftik en sê, dit was 'n spesiale voorreg. Ek dink baie min, of miskien niemand, oud, weermag, blanke soldaat, het die voorreg gehad om dit te kon doen saam met Modiba. So dit is vir my baie spesiale plekkie. Aan die einde van 2024 wil ek u graag bedank vir die ondersteuning met Soldate se Rubicons op YouTube. Graag wil ek u ook bedank vir die ondersteuning met my boek Soldate se Rubicons, die wedervarings van Wessie Wessels, wat ek die 16 November 2024 bekendgestel het. Dit gaan baie goed met die verkope van die boek. Ek wil dan ook hier aan die einde van die jaar vir julle almal 'n geseënde Kersfees toewens en 'n voorspoedige 2025. Aan die einde van Januarie 2025 sal ek met u kommunikeer rakende die pad van Soldate se Rubicons vir 2025. Totsiens.